in die geloof. Baie keer hoor ons dat mense sê ek bly by die huis want die dominee en daardie dominee is sis of so en die musiek, ag Vader tog, nie na my smaak nie of ek kry niks in die erediens nie. As dit so is, wil ek vanoggend vir jou vra. Waar is jy dan betrokke? As jy nie werklik deel is van Stad op die Berg gemeente nie. En jy moet vanoggend hoor, dat as dit nie vir hierdie geloofsgemeenskap was, wat vir my en vir Magda, vir bykans 40 jaar, in die bediening vasgehou het nie, dan sou ons nie vanoggend hier gewees het nie. Dis om julle, wat ons vasgehou het, dat ons hier kan wees. En ek kan myself nie indink, hoe 'n lewe sonder die Here kan wees nie. So kom ons klim van ons troontjies af en ons raak opnuut betrokke. Eerder as om heeltyd foute soek en verskonings te maak, hoekom ons nie deel is van hierdie wonderlike geloofsgemeenskap nie. As u nog nie weet nie, gebeur hier wonderlike dinge in Stad op die Berg. Lees maar net gerus die soutkorrel elke Sondag. Maar as ek oor 40 jaar terugkyk, is van die hoogtepunte in my bediening elke keer wanneer 'n babatjie of 'n persoon gedoop word in hierdie gemeente. 'n Hoogtepunt elke keer wanneer iemand wat deur die lewe gebreek is, hier in hierdie geloofsgemeenskap kom gesond word. En elke keer wanneer iemand wat honger is, in hierdie geloofsgemeenskap gevoed kan word, versorg kan word, ook met iets om te eet. Natuurlik is dit baie lekker om op 'n dag soos vandag by mekaar te kom. Maar gemeente, ons het niks om oor te roem nie. Dis heerlik om so saam te wees en die vreugde van 40 jaar in die bediening te vier en terug te kyk op hierdie pad. Maar te midde van al die wonderlike mylpale en goeie oomblikke wat in jou en my lewe plaasvind, is daar altyd die gevaar om te dink, ons doen hierdie dinge. Ons is so oulik. Ons is die super ballerinas. Ons offer so baie vir die Here op. Vanoggend hoor ons 'n ander boodskap. 'n Ander boodskap vanuit die Here se woord. Die twee gedeeltes wat ons vanoggend uit die Bybel gelees het, herinner vir jou en my opnuut daaraan, dat ons niks het om op te roem nie. Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Voor God het geen mens dis iets om op te roem nie. So hoekom is ons dan vanoggend hier? Hoekom is ons vanoggend hier? Wat maak dat ons na 40 jaar in die bediening 'n dag soos vandag het? Wat gemaak het dat julle as 'n gemeente opnuut bereid is om hier te wees? En saam met my te kan sê wat ons glo. Eerstens het ons ouers
beloof om ons lief te hê en lief te maak vir die Here Jesus. Deur hulle verbondsbeloftes na te kom. Dit was baie meer as om elke aand die kinderbybel vir ons te kon lees. Ons ouers moes self besef dat 'n lewe saam met God beter is as 'n lewe sonder hom. En hulle moes dit aan ons modelleer. Vriende, die belangrikste wat gebeur het, is dat God egter self uitgereik het. Toe ons nog niks verstaan het nie. En vir ons gesê dat hy beloof om vir ons lief te hê. Vir ons lief te wees. En hy het vir ons tekens van daardie liefde gegee, om ons te herinner aan God se liefde. Hy het die teken van water gegee, sodat dit altyd iets kon wees om ons te herinner aan sy liefde. Hy het vir ons die nagmaal gegee, dat ons voortdurend herinner kan word aan die offer, wat hy ter wille van elkeen van ons gebring het. En so behoort die doop en die nagmaal vir elkeen van ons 'n versterking te wees elke keer. Toe die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer in die tronk sit as gevolg van sy geloof, en toe die nasies hom geforseer het om toe te gee en sy geloof te verloon, het hy uit wanhoop geskryf: Wie is ek? Wie is ek? Maar God het hom ook die genade gegee om daarby te skryf: Wie ek ook al is, o God, U weet, ek is U sin. Wie ek ook al is, o God, U weet, ek is U sin. En gemeente, dit is waar van elkeen van ons vanmôre. Te midde van watter moeilike omstandighede of twyfel, ons kan uitroep: U weet, ek is U sin. U weet, ek is U sin. Here, U weet waar om my te kry. Ons as Stad op die Berg gemeente kom sê vanoggend iets. Ons is U sin. Dit gaan nie hieroor wat ek kom sê nie. Dit gaan oor die voortgaande bevestiging van God se werk in jou en in my lewe. Gemeente, ons lewe word deur die Gees van God gelei as 'n uitlewing van dit wat Jesus Christus gevra het. Hy het gevra dat ons sy voorbeeld sal probeer navolg. En die vraag is, hoe lyk jou en my getuienis? En daardie keuse wat ons vir die Here Jesus in ons lewe maak, is 'n lewe in die gemeente, in hierdie geloofsgemeenskap onder andere, waar ons sekere take en bedieninge opneem, 1 Korintiërs 12, waar ons groei in insig, waar ons volhard in die lewe van gebed, Romeine 8, waar ons sekere houdings en gesindhede uitleef teenoor ander, Galasiërs 5. 1 Korintiërs 12:20 sê nie verniet nie, nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En jy en ek word vanoggend opnuut geroep om sorg te dra vir mekaar. Dit vra van ons nie om 'n skewe liefde uit te deel nie. Die feit dat ons vandag of iewers in die verlede belydenis van geloof kon aflê. Die feit dat ons vanoggend saam in die gemeente as getuies hardop kon antwoord op God se genade. Dit is louter genade.
dat ons vanoggend hier kan staan en sê, ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom behoort die Here se seën sigbaar te wees in elke fase van ons lewens. 'n Seën wat sigbaar word in elke fase. As kind aanvaar en leef ek met 'n absolute kinderlike vertroue. 'n borrelende wete dat God vir my liefhet. Ek is 'n voorbeeld vir almal met my geloof. As jong mens gee ek myself op 'n avontuurlike en 'n energieke wyse aan God. Soms op maniere wat dalk die bestaande orde ook hier in die gemeente uitdaag. As jong volwassenes ontdek ek dalk in my werk dat ek my roeping as Christen voluit kan uitleef. As iemand in my middeljare is die ontdekking dalk dat God my gebruik juis in my posisie in die gemeenskap. En as 'n ouer persoon het ek dalk meer tyd om my roeping as gelowige uit te leef, om my wysheid tot God se eer te gebruik. Maar gemeente, alles is net genade, onverdinde en onverdiende seën wat ons uit God se hand ontvang. Om vanoggend my emeritaat te ontvang is nie om 'n doel te bereik nie. Ek het aan die begin van my bediening, toe ek gelegitimeer is, onder 'n andere bely, dat ek glo dat die leer, soos vervat in die 3 algemene belydenisskrifte en die 3 formuliere van eenheid ooreenkom met die woord van God. En dat ek hierdie leer getrou sal verkondig en sal uitleef. Dat ek die dwalinge wat met hierdie leer in stryd is sal weer lê. En alles en in alles in my vermoë sal doen om dit uit te weer uit die kerk. Dat ek my aan die orde van die NG Kerk sal hou. Dat ek my op die uitbreiding van God se koninkryk sal toelê deur die bevordering van kennis, vertroue in en gehoorsaamheid aan die drie enige God. Ek hoop ek was getrou tot die einde aan hierdie beloftes. Want vriende, as ek gekies word vir die Springbokspan, kan ek nie maar net rustig agteroor gaan sit, asof ek gearrive het nie. Nou is die tyd verspeel in die span. Die Here se woord kom sê vanoggend vir ons, gebruik die genade van God. Gebruik hierdie genade wat hy beloof het toe jy en ek nog niks verstaan het nie. Genade waarmee hy jou gebring het tot vandag toe. Genade waarmee hy ook in jou lewe vorentoe met jou sal wees. Gebruik dit. Leef daaruit deur die Gees wat in jou woon, om elke dag en oomblik tot sy eer te leef. Amen. God, oor wie ek my verwonder. Dankie. Dankie vir die wonders wat U nog doen in hierdie tyd en in elkeen van ons se lewens. Vir die wonder van die kolletjie vrede en stilte reg in die middel van 'n tornado. Dankie. Vir die wonder om gelyktydig sleg en goed te kan ervaar. Liefde en troos te midde van trane en vernedering. Dankie. Vir die wonder dat U perke stel aan boosheid. Dankie. Al klink die brullende leeu hoe woedend. Hy kan net soveel vermag en ook niks meer nie, want U stop hom. Dankie vir die wonder dat daar lig en groei kan kom uit duisternis en stikkendheid en gebrokenheid. Vir die wonder van lewe wat elke dag iets anders beteken.
Dankie vir hierdie lewe in oorvloed. Dankie. Amen. Ons gee 'n geleentheid vir ons diakens vir die offergawes. Here, ons eer U vir hierdie gawes van hierdie oggend. Dankie dat U vir ons sorg soos 'n vader vir sy kinders. Gee vir ons wysheid, Here, om dit ook te gebruik in U koninkryk tot U eer. Amen. Gemeente, ek gaan nie vir oggend soos die gebruik is die soutkorrel met U deurgaan nie. U kan almal lees. So ons vra dat U asseblief maar daardeur sal gaan op U tyd. Ons gaan sluit met ons slotlied en dan staan U vir die seën en die sing van die amen en dan vra ons dat U asseblief net weer U plekke sal inneem asseblief. Kom ons staan vir lied 309.
'n volk van God, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Goeiemôre gemeente. Ja, soos ons nou almal bewus is, tree Dominee Jan af. Hy emeriteer in kerklike terme. En vandag vier ons dit, maar ons oorhandig ook sy akte van emeritaat aan hom. Ons gaan begin deur vir Dominee Petrus Kriel te vra om namens die kerkraad vir hom sy akte van emeritaat te oorhandig. Daarna gaan ek en Andries en sy dogter Brescia gaan 'n paar woorde elkeen sê namens die kerkraad, Hildeblyk en Brescia sommer vir haar pa. Daarna vra ek dat julle weer moet gaan sit en ek vra dat die gesin, almal, hier voorkom staan. En dan gaan ons vir hulle seënbede toebid. En daarna vertrek ons vir 'n bietjie feestelikheid, saam met hulle dit te vier. Julle sal sien tafels reggepak in een van die lokale hier in Kiepersol. En baie dankie aan Magda vir al die reëlings. En ook Estel Kemp wat vir ons ietsie daar voorberei het. So ek gaan vir Dominee Petrus Kriel vra om asseblief amptelik namens die kerkraad die emeritaat, die akte van emeritaat te oorhandig. Dankie. Geagte broers en susters, ek doen graag hierdie oorgawe, hierdie toekenning of hierdie sertifikatoorhandiging. Ek doen dit graag ook as voorsitter van die ring. Ek wil net graag 'n bietjie vir die jong mense 'n geheim vertel van dominees. En dis 'n beroepsgeheim en hulle gaan vir altyd kwaad wees vir my omdat ek dit nou vir julle vertel. As 'n dominee nie weet om iets te verduidelik nie, dan gebruik hy Latynse en Griekse woorde. So, as jy hoor die dominee staan op die kansel en hy praat van die kurios, dan weet jy, hy het nie voorberei nie. Hy weet nie om nou te praat nie. En ek dink die woord emeritaat is een van daai woorde. Dan kom ons toets 'n bietjie gou daai woord. Emeritaat is nie om af te tree nie. Want Dominee Jan, as hy hier klaar is by die funksie, gaan hy aan met sy werk. So hy gaan nie aftree nie. Hy gaan ook nie op pensioen nie. Hy gaan nie nou pensioen kry nie. Nou, maar hy gaan op emeritaat. Nou wat se ding is dit? Hy gaan ook nie op 'n werk in die gemeente nie. Die kerkraad het klaar gereël, ten minste vir 3 jaar gaan hy nog werk. Maar hy gaan op emeritaat, maar hy gaan nou werk. Nou wat gaan hy doen? Hy gaan ook nie op 'n ander plek werk nie. Hy gaan nie met ander mense werk nie, maar hy kry emeritaat. Dis net dominees wat so 'n woord kan uitdink. Wat beteken dit? Emeritaat is 'n woord wat die kerk gebruik om te sê
Kom ons gee vir die gemeente die reg om te besluit hoe lank mag 'n dominee wees. En dis nou gebruik hulle daai snaakse woord. Maar dit beteken ons sit altyd met die probleme in die kerk dat mense word lief vir dominee. Mense vertrou 'n dominee. Mense wil saam met 'n dominee leef, saam met die gesin leef. Hulle is deel van die gemeenskap. En nou is die vraag vir hoe lank? In die kerk het ons in die verlede al probleme gehad dat as gevolg van hierdie loyaliteit en hierdie vertroue en liefde vir mekaar, dat die dominee in die tyd doodgaan nie by die 90 en dit is nie 'n lekker situasie nie. So wat die kerk gedoen het is gesê, kom ons gee vir die gemeente die reg om op 'n spesifieke tyd te besluit tot hoe lank is hierdie dominee. Nou vir daai gewone ding het hulle, en omdat hulle dit nie kan verduidelik nie, het hulle die Griekse, Latynse woord gekies, emeritaat. So wat gee ons nou vir dominee Jan? Ons gee vir hom die sertifikaat wat sê, die permanente pos en beroep en status wat jy in die kerk gehad het, daai permanentheid het opgehou. Maar, jy kan nog steeds die dominee wees. As die gemeente besluit, hulle wil jou as die dominee. So en dis wat ons vanoggend doen, en daarom moet jy nie die mekaar raak en sê, die dominee is op pensioen, nee, wat maak hy nog hier? Nee, dominee het op 'n werk, maar hy werk nog steeds, en volgende Sondag preek hy alweer, wat het gebeur? U het die reg uitgeoefen, en die kerk het vir u die reg gegee om te sê, na 65 en met 65 wil ons daarom tog net besluit, wil ons nog vir jou as die dominee hê. Dominee Jan, so ons gaan vir jou hierdie sertifikaat gee. Wat beteken, die kontrak met die NG Kerk, dat jy onbeperk dominee is klaar. Maar hierdie gemeente het klaar besluit, jy is nog steeds hulle dominee. So, jy moet hierdie sertifikaat asseblief so ontvang. Ek wil net namens die ring, daar gaan nou baie mense, of 'n paar mense gaan namens die kerkraad praat. Ek wil net namens die ring, dit is 7 gemeentes in die Soutpansberg, Louis Trichardt, Soutpansberg. Dit is Vivo, Blouberg, dit is Oldhuis, en Messina, Lewobo. Daai gemeenskap is die NG Kerk gemeenskap van die Soutpansberg. Net enkele kort woorde wil ek graag teenoor broer Janus, my kollega, rig. Broer Jan het vir ons leiding geneem, en leiding neem beteken nie hy's 'n leier nie. Dis 'n snaakse woord ook wat die dominees deesdae gebruik, hy's 'n leier. En wonder jy nou, wanneer is jy verkies? Leiding geneem om die krag wat in hierdie gemeente lê, meer te maak as net krag vir die gemeente. Nou as jy die woord leiding wil gebruik, dis wat hy gedoen het. Wat het broer Jan gedoen? Hy het daai rol gespeel om te sê, kom ons vat die krag in moedergemeente. En ons fokus dit, ons vorm dit en ons maak dit 'n krag vir die hele Soutpansbergse NG Kerk. En met daai fokus, met daai openheid, met daai mededeelsaamheid, het dit ontwikkel wat u vandag ken as Bergkeer. Bergkeer is iets wat in 'n gemeente begin het, en eintlik nou al die funksie het van 'n instelling van die ring. Maar dis meer as dit. Dit is eintlik 'n gesindheid wat ek al die jare by Dominee Jan gesien het en voorwaardeer het. En dis sy vermoë om te sorg. Ek dink sorg is die woord wat sy hele bediening opvou. Want in die ring het hy ook gesorg. Op so 'n manier dat ons saam kan sorg, al die gemeentes kan inkoop in moedergemeente se onderneming, wat eintlik almal se onderneming is. Op so 'n wyse dat ons tot R6 miljoen per jaar se ondersteuningshulp vir ons gemeentes, ons lidmate en ons gemeenskap gee, wat sorg aanbetref. Ek dink die ring is u daarvoor innig dankbaar. 'n tweede saak, en nou wil ek weer met die jong mense praat, ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar daar's een ding, en ek glo nie is 'n geheim nie, ek dink almal weet daarvan, wat Dominee Jan diep irriteer. As jy saam met hom op 'n plek sit, en hy begin so op sy stoel rondskuif, en hy begin so maak, moet jy weet, nou is hy geïrriteerd. Wat irriteer hom so?
En dis my mening, en ek dink ek is reg, en ek dink jy almal dink so, hy kan nie oor probleme praat nie. As mense begin hulle praat oor probleme, hulle hou aan praat oor probleme, moet jy hom dop, maar raak hy so kriewig. En die rede daarvoor is, as jy die probleem noem, dan wil hy nie aan die probleme dink nie, hy begin aan die oplossings dink. En dit is die rol wat Broer Jan vir ons in die ring gespeel het. Terwyl ons nog sit en praat oor al die moeilikhede en goed, dan is hy al besig met 'n oplossing. En as ons klaar is, sê kom ons maak so. En dan is dit so. Dan doen ons dit so. En dis 'n ongelooflike belangrike rol wat Dominee Jan in die hele gemeenskap gespeel het. Kom ons fokus en kom ons kyk na oplossings en op die ou einde kom hy met die voorstel vir 'n oplossing en dan sit 'n funksionele rol. Dit het, Broer Jan, dis 'n kosbare gawe wat jy het en jy het dit met ons almal gedeel en daarvoor wil ons vir jou dankie sê. Broer Jan het vir ons in 'n tyd opgetree, hy het op die CMR die leiding geneem, ook gesorginstelling. Ek wil vir jou 'n stukkie geskiedenis van die NG Kerk gee. Ons is lekker te mekaar gewees na 95 en ek dink ons is nou nog so 'n bietjie te mekaar. Want die NG Kerk was 'n staatskerk. En dit was nie 'n slegte ding nie. Ons het dit so gemaak want dit het goed gewerk. En dit beteken, ons ondersteun die staat in sy Christelike karakter en die staat finansier welsyn. So al die kinderhuise, al die maatskaplike dienste is geld van die staat, geld van die belastinggewer. En die kerk bestuur dit in die naam van die kerk, maar dit is eintlik belastinggeld. Dit het baie goed gewerk vir ons. En iemand wat sê dit is verkeerd, jy moet gaan kyk wat het ons gedoen. En toe verander alles. Wat het verander? Toe kry ons 'n staat wat afsydig is teenoor die kerk. En hulle gee die geld vir welsyn. En die kerk moet nou in 'n milieu werk waar ons nog steeds met die staat se geld moet ons welsyn doen, maar hulle is vervreem en ons is van hulle vervreem. So wat het gebeur? En Broer Jan het vir ons daai leiding gebring en het 'n rol gespeel op al die plekke waar dit moes en dit het so geklink. Ons moet dit nou self doen. Ons kan nie meer op die staat reken nie. Want as jy vir die staat welsyn doen, gaan jy vir die staat werk. En op die einde werk jy so vir die staat, dat jy nie eers vir jou eie gemeente se lidmate welsyn kan doen nie. En ons het regtig in daai posisie geraak. Broer Jan het vir ons daai leiding geneem. Hy het vir ons koers gegee op die CMR in die ring. En ons het iets ontwikkel dat deur u leiding, en onthoor weer, ek sien Broer Jan nie as 'n leier nie, ek sien hom as iemand wat 'n gemeente se krag deel met ander gemeentes. Op so 'n wyse wat ons verlede jaar kon besluit het, ons breek ons band met die staat, formeel, en daarom breek ons band met die NG Kerk se welsyn, en ons doen dit self. En dis leiding wat uit hierdie gemeente gekom het. Ek dink Broer Jan se pastoraat sal ander mense vir u wys wat hy gedoen het, maar die woord sorg staan vir my oor alles. En daarom staan hy eintlik in die tradisie vir u wat dit nog onthou. As ek nou Dominee Jan kyk en dink ek, maar dis mos wat Dominee Aron Bonnema ook gedoen het. En dis wat Dominee Aron Bonnema uit hierdie gemeente in die ring ook gedoen het, en hierdie gemeente speel nog steeds daai rol van sorg binne in die breë verband van die NG Kerk. Ek wil net 'n persoonlike woord aan Broer Jan rig vir sy kollegialiteit. Ons is, en jy moet nie dink, ek speel vir die bulle diepe sentiment nie. Die ring van Litrigaar is die enigste funksionele ring wat oor is in die synode, in die noordelike synode. Die enigste funksie, in die kerk sal dit vir sê, is die enigste funksionele ring. Die ringe het doodgeloop oor die synode. Hoekom? Want daar's nie 'n kultuur van kom ons gee menings, kom ons toets menings, kom ons verskil met mekaar as ons nie saamstem nie, maar op so 'n wyse dat ons dit so gekoördineerd kan doen, dat ons saam kan fokus. En ek wil vir Broer Jan vir daai rol bedank.
Dit is die karakter van die ring, en ek dink broer Jan het 'n wesenlike deel vir ons hele NG Kerk in die Soutpansberg geskep om te sê, ons gaan praat, en ons gaan lang praat, en ons gaan hard praat, en ons gaan mekaar koppe stamp, maar ons gaan by mekaar bly, en ons gaan funksioneer as een kerklike instelling. Broer Jan, is my voorreg om vir jou hierdie sertifikaat van emeritaat te gee, en as ek hom klaar vir jou gegee het, moet jy weer jou werk gaan doen, moet jy weer by dieselfde mense gaan werk, en jy kan nie jou pensioen vat nie, en jy moet nie bly solank as jy jou hier wil hê. Asseblief broer Jan. Baie dankie, Dominee Petrus. Ek wil voor ek 'n paar woorde sê vir Magda vra om hier by Jan te kom sit. Want ek gaan nie net met hom praat nie, ek gaan met jou ook praat. Gemeente, terwyl sy vorentoe stap, ek moet nou eintlik so 'n bietjie draai. Ek bring 'n woord, Dominee Jan en Magda, van dank en gelukwensing namens die kerkraad, namens die personeel, namens al die kommissies en die gemeente. Baie dankie vir die 40 jaar wat julle diensbaar was in die Koninkryk van God en in hierdie gemeente. Ons is saam met julle dankbaar vir 40 jaar. Nou, as 'n mens dink aan 40 jaar is 'n leeftyd, en op aftrede begin 'n mens gewoonlik terugblik oor jou lewe. Jy begin 'n bietjie terugdink en bepeins, en jy dink ook soms na oor jou nalatenskap. En ek het ook so 'n bietjie daaroor gedink, en vir myself afgevra, wat is 'n mens se nalatenskap nou eintlik? En ek het tot die gevolgtrekking gekom dat 'n mens se nalatenskap is nie al jou prestasies en alles wat jy bereik het, die hoeveelheid Nobelpryse nie. Uit 'n Christelike oogpunt is jou nalatenskap die merke wat jy op ander mense se lewens laat, wat jou pad kruis. Elke dag. Hoe lyk die merke wat jy en ek op mense se lewens laat wat oor ons pad kom? Is dit wonde of letsels van seermaak of nie omgee bloot nie? Of is dit mooi merke van salf en genesing wat salf en pleisters wat opgesit word, wat genesing bring, deur vertroosting, deur omgee, deur bemoediging. En as ek so na Jan se nalatenskap oor dit dink, dan moet ek net eers iets sê oor hom as mens. En ek gaan nie 'n lang storie daarvan maak nie, ek wil maar net sê, ek het vir Dominee Jan leer ken, as iemand wat fyn beplan. Hy is eintlik 'n perfeksionis. Hy beplan nie net fyn nie, maar hy wil ook graag uitvoering gee aan die beplanning, en dinge moet vlot verloop, en hy stiptelik. Die van julle wat saam met ons op die kerkraad is, sal weet, dat hy korte mette kan maak van 'n lang agenda, in 'n kerkraadsvergadering. Mense wat, dis taakgeoriënteerd, taakgedrewe, en julle weet, mense wat taakgedrewe is, normaalweg nie regtig mense nie. Maar tog vind ek by Dominee Jan 'n deernis wat getuig van die genade en van die gees van God wat op hom is. Wanneer daar siekte of nood in ons gemeente is, en in die gemeenskap, dan is hy eerste daar. Wanneer daar afsterwe is en mense getraumatiseerd is hy daar. Om
vir hulle wat swaar kry om te sien, is vir hom 'n gegewe. Ek herinner my aan gevalle waar Dominee Jan betrokke raak by mense buite ons gemeente. Die plasing van 'n weeskind, die moeite en die reël en die organisering vir die versorging. Glad nie in ons gemeente nie. Ek dink aan 'n ander geval waar hy met 'n eenvoudige ding soos iemand wat sukkel met die administrasie van 'n huweliksertifikaat, bereid is om by binnelandse sake in die ry te gaan staan. As ek dink aan Dominee Jan se nalatenskap, dan sien ek net mooi merke op mense se lewens. Merke wat gebring is deur die salf wat hy aangesmeer het en die pleisters wat hy opgeplak het. Salf en pleisters van vertroosting, van omgee, van bemoediging. Nou, julle weet, ons vier nie net vandag saam met Dominee Jan hierdie groot mylpaal in sy lewe nie. Magda is net so deel daarvan. Sy is sy ander helfte. Sy maak hom vol. Sy is sy steunpilaar, sy sielsgenoot. Sy maak hom sterk daar waar hy swak is. En vir Magda het ek ook so leer ken. Magda is 'n vrou wat sy hande vir niks verkeerd staan nie. Dit weet ons. Sy laat nie op haar wag nie. Sy spring in. En sy staan nie en kyk hoe ander die ding doen nie. Vir Magda het ek nog nooit oor kla nie. Sy het al met my geraas, ja, maar sy het nog nie by my gekla nie. En ek dink aan 'n tyd wat ek in die kombuis instap na kerk en daar staan Magda en sy pak, daai pakkies, daai kospakkies vir die behoeftiges, flink hoor. En as jy daar instap, dan moet jy nie staan en kyk nie, dan moet jy inspring en jy moet help. Maar sy kla nie, omdat dit alweer die simpel 7 is, soos ons nou maklik altyd sê nie. Sy doen dit en sy kry klaar. En tog, ten spyte van haar taakgedrewendheid, vind ek dieselfde deernis by haar. My plaasarbeid sien uit na die tyd wat hulle moet kom werk by die bazaar in die groentestalletjie, want hulle weet Magda gaan vir hulle iets lekkers gee. Hulle gaan lekker eet daar. As ek aan Jan en Magda se nalatenskap dink, dan kom die teksvers van Jeremia 17 vers 7 by my op, wat sê, geseënd is die man of vrou, wat hulle vertroue in die Here stel. Hulle is soos bome wat geplant is langs 'n waterstroom. As die hitte kom, raak hulle nie angstig nie. Hulle blare bly groen. En in 'n jaar van droogte, hou hulle aan om vrug te dra. En dit is hoe ek aan hulle dink. Nou, Dominee Jan en Magda, vandag is ons saam met julle dankbaar en bly oor 40 jaar se genade wat julle ontvang het en eer ons Here julle vir die leeftyd van diens in God se koninkryk. Ons eer God ook dat hy julle so gebruik het en dat julle instrumente in sy hand kon wees om soveel mooi merke op ander mense se lewens te laat. Ons sien uit na nog 3 jaar ten minste, wat julle diensbaar gaan wees in sy koninkryk en in ons gemeente. Dankie dat julle ten spyte van hitte en van droogte nie opgehou het om vrugte te dra nie. Mag die Here julle steeds gebruik tot eer van sy naam. En mag julle steeds aanhou om mooi merke op mense te laat. Baie dankie. Andries is op pad en hy gaan namens, hy gaan as 'n vriend 'n kort huldeblyk bring
En dan wil ek net herinner, Brescia, as jy klaar is, dan kom die hele familie asseblief vorentoe. En dan gaan ons 'n seënbede sing. Dankie. Gemeente, goeiemôre. Maar verskoon ons, ek dink ons gaan na die aanddiens se kant toe. Want is 18 jaar geskiedenis wat ek nou hier moet probeer in 2 minute deurdruk. Die eerste ding, dink ek, dominee, wat ek neergeskryf het, is dit waaroor dominee Jan vanoggend gepreek het. Vanoggend gaan dit nie oor Jan en Magda nie. Dit gaan oor dat aan God kom al die eer toe. Dis 'n getuienis van hoe God Jan en Magda gebruik in die gemeente vir 18 jaar lank. Ek begin daarmee en ek gaan ook daarmee afsluit. Dit is die Here se eer om 'n gesin na ons toe te stuur wat ons vir 18 jaar op 'n sekere manier kon bedien het. Nou ek wil vra Jan en Magda, julle moet nou maar hier by my kom staan. Julle het nou lank genoeg gesit. Staan gou vir my hierso by mekaar. Dis nou dominee Jan en mevrou dominee. En ek is nou braaf genoeg om dit te sê, maar ek staan ver vanaf, want sy haar het as ek dit vir haar doen. So as jy vir haar sê mevrou dominee, dan begin sy begin so ril tot begin kry. Ek gaan dit so in 3 dele opdeel. Eerstens Magda, en ek dink Koos is daarna verwys, so ek gaan nie baie daarop uitbrei nie. Maar ek ken bitter min mense wat se organisatoriese vermoë en die uitvoering van die planne so goed is soos Magda se. Jare, obviously is dit jare se ondervinding. Maar dis ongelooflik om dit te sien, en Koos het daarna verwys, as ons op 'n Sondagoggend goeders rap, wat gewoonlik dalk, ek wil amper sê gewone mense 'n uur sal vat, as die tannie daar is, dan sit so 20 minute, dan is ons klaar en die goed is in die vrieskas. So, sy het hierdie ongelooflike gawe en talent, en ek sê weer, dis iets wat die Here vir haar gegee het. Max, so ongeveer 6 weke terug, kon ek by haar op die stoeptrappie gaan sit, en net stil raak saam met haar. Iets wat vir my ongelooflik baie beteken het, en sy het net langs my gesit, net my hand vasgehou. Is nou jammer, ja wag, sy is hier so. Hier's 'n lidmaat, sorry Jan. Maar toe 'n sekere lidmaat in die gemeente gehoor het, jy gaan emeriteer, het dit soos wat dominee Petrus gesê het, onmiddellik gedink aan pensioen, en sy het nie gesê wat van Jan nie. Sy het gesê, hoe gaan ons vir Magda vervang? Bergkeer, gemeentefunksies, die kombuis, hoe gaan ons vir Magda vervang? So, daar's 'n fotootjie van hulle, van 'n hele paar jaar terug. En ek dink ons was van die eerste mense wat hulle uitgenooi het om by ons te kom eet, en daai aand het ek, toe Jan en Magda hier aangekom het, ek gedog, prim en proper, ek weet nie of hulle gaan hier inpas nie, want die haartjies daar's nie 'n haartjie uit plek uit nie, daar's nie 'n krekeltjie uit plek uit nie, en oor 18 jaar het hulle vir ons gewys, dit is hoe hulle is. Dis nie vir daai aand wat die bevestiging plaasgevind het nie. Dis wie hulle is. Jy kan hulle altyd deur 'n ring trek. Nou daai klein mannetjie daarbo wat by Armando staan, hy's ook hier so vanoggend. En ek wil vir hom vra om vir sy ouma 'n geskenkie te gee. Maar so klein soos wat hy is, en nou moet julle dit nou maar verskoon. Rein, waar's jy? Kyk hoe klein is hy vat haar man so op die heup. Maar Rein het die manier gehad om as daar iets verkeerd is by die huis, dan het hy vir sy oupa en sy ouma gesê,
Hierdie ding is vat op. Bel vir hom Andries. So Rein, ek wil jy moet hierdie vir jou ouma gee. Ons ken hulle redelik goed, so sy mag kyk wat daarin is, maar dan moet sy dit weer terugsit. En kyk daai mannetjie op heuphoogte wat nou so bokant sy ouma uittroon. Groot jong man. Magda, daar's toffies in, en ek weet jy wil nie graag toffies eet nie, maar dis licorice toffies, so suig dit af, en as jy klaar afgesuig het, pas dit vir Jan. Ek het verlede week 'n toets gedop. Ek het vir julle gesê, julle kan hulle altyd deur 'n ring trek. Maar julle moet Jan se kantoor ervaar, en ek kom baie by hulle aan hulle huis. Daar's nie 'n ding uit plek uit nie. Niks. Verlede week het ek 'n redelike goeie skoonmaakmiddel gekry, en dit al merke van die muur af, en Jan het gesê, hoor, hy wil die goedes toets, en het al die merke van die muur af. En ek wil vir Magda wys hoe haal het merke van die stoof af. Toe dop ek 'n toets. Daar is nie 'n merk op hy stoof nie. Hy stoof lyk asof hy nog net uit die fabriek uitgekom het. Sy het my net so gekyk, sê my stoof is vuil. So, hy ring netheid en georganiseerdheid, ons het al daaroor gepraat. Iets wat my altyd aangegryp het, is die omgee wat hulle albei vir oom Johan en tannie Susan gehad het, en nog steeds vir oom Johan het. Daar gaan nie 'n dag verby, wat hulle, as dit vir hulle moontlik is, nie vir oom Johan gaan kuier by die ouer huis nie. Hulle het baie kere hulle tyd afgestaan en nie weggegaan nie, want wie gaan na oupa en ouma kyk? En oom Johan lê diep in ons harte. Tannie Susan was diep in ons harte. En hierdie twee mense het baie opgeoffer om na hulle te kyk. En hulle het 'n stryd in hulle huislike omstandighede gehad wat baie van ons van weet. En ons het nooit vir Jan hoor kla nie. Ons het nooit vir Magda hoor kla nie. Maar die stryd was daar. Hulle het nie 'n gelykpaadjie geloop tot waar hulle vandag is nie. En dan Jan en Magda is twee kante van dieselfde muntstuk. Koos het daarna verwys. Jan is nie Jan sonder Max nie. En Max is nie Max sonder Jan nie. Iets wat ek ook baie goed onthou is, deur in die COVID tyd, met die lockdown, die absolute energie wat hulle ingesit het om mense te help. Deur die lockdown, kos gaan aflewer, ten spyte van die feit dat party mense dalk COVID het. Altyd van hulle, ons sê vir julle baie dankie daarvoor. Nou kom ons by Dominee Jan. Daar was altyd vir my, en is nog steeds vir my 'n bietjie van 'n raaisel. Ek onthou baie goed die kerkraadsvergadering waar ons 'n leraar moes beroep het. Ek dink amper dit was in Dominee Harm se plek. En ons het 'n kerkraadsvergadering hierso gehad met 'n groot kerkraad. En die name het opgekom en ons het vir Dominee Dani Ikerman beroep. En Dominee Willem Boshoff se eindgebed was dat ons, bedoelende die kerkraad, en die Heilige Gees, het hierdie besluit gemaak om vir Dominee Dani Ikerman te beroep. En hy was bereid om te kom tot by die kerkraadsvergadering. Toe bedank hy die beroep. En toe stuur die Here vir ons vir Jan. My eerste, sal ek sê, respek wat ek vir Jan gekry, of nie die eerste nie, maar een aand met 'n aanddiens hier in ons gemeente, het hy gepreek oor die verlore seun.
En toe hy klaar gepreek het, toe kom hy hier na my toe aangestap, toe sê ek, nou gaan ek my seun haal. En dis wat hy gedoen het. En Armando was by ons gewees, tot by sy afsterwe het hy hier in Louis-Trichardt gebly. Nou is daar so 'n bietjie van 'n uitdaging. Die eerste doop in ons gemeente was Loot en Erika Reinder se dogtertjie. Nou Loot en Erika is Sareta hier, so ek het haar probeer soek en ek kon haar nie sien nie. Toe sit sy daar agter. Erika is Sareta se sussie. En dit was Dominee Jan se eerste doop wat hy gedoen het. En ons het nou probeer vasstel, ons kan dalk nou so 1 of 2 uitwees. Die tweede een wat hy gedoop het was vir Gerard Greiling, Laurens en Mimi se seun. Nou ongelukkig is Laurens nie hier nie. Gerard is nie hier nie. Gerard, Laurens en Mimi en Irmarie is nog oor see. Maar sover ons kan agterkom, is die derde persoon wat Dominee Jan gedoop het, is vandag hier in die gemeente. En daar kan een terugskalk. Daar was die hare was daarom nou nog nie heeltemal so grys soos wat vandag is. Maar daar is die babietjie, die derde babietjie wat Dominee Jan in ons gemeente gedoop het. Nou, sy het gevra, dis 'n sy. Sy het gevra of Dominee Jan haar weer kan vashou soos daardie dag. Sy skud net haar kop so. Eljana Burger is Koenie en Ilana se dogter. En ek gaan vir haar vra om vir Dominee Jan iets oor te haal. Nou, hier sien ek ken hulle. Magda se gunsteling is Ligerish. Jan se gunsteling is 'n wit koek met pink icing op. En ek neem aan, Jan, jy gaan nie probeer om dit te doen nie. Baie van julle sal onthou dat hier was 'n muurtjie by die kerk, tussen die kerk en die Verdie Beiersaal. Daai muur is weg. Dominee Jan het 'n ongelooflike visie rondom eiendomsontwikkeling. En as u nou dink oor 18 jaar hoe ons terrein verander het, is seker 'n goeie 80% daarvan as gevolg van die visie van Dominee Jan. Die muur moes af. Kategese lokale was ons besig om te bou, plaveisels is ingesit, ons het nou die afdak, ons het braaiers, die saal word oorgedoen. Ek wou die dak groen verf, het Jan gesê, nee, het gaan nie werk nie, ons moet hom wit verf. So, die dak se verf was Dominee Jan se idee in totaliteit. Die regmaak van goeders, die instandhouding van goeders. Dis die gawes wat die Here vir hom gegee het. Dis goeders wat oor baie jare, maar net so ontwikkel het, sonder dat baie van ons agtergekom het, dat die persoon wat daar agter sit, is Dominee Jan Pretorius. Dominee Petrus het klaar melding gemaak van Bergkeer. Ek gaan nie te veel uitbrei oor Bergkeer nie, maar ook by Chitandani Childcare, wat Dominee Jan soontoe was, vir hulle boodskappe gegee het vir die seuns. Hy het 'n ongelooflike vermoë om skenkings te kry. As daar 'n moeilikheid is, Jan kry dit op een of ander manier reg. Hy het 'n vlamskerp sin vir humor. Dit het ons nou al by die kerkraadsvergaderings gekry, ons het dit nou al gekry as iemand doop en die kind begin huil, dan het hy 'n opmerking wat sommer net so vloei. En ek dink, daar's 'n hele paar prokureurs wat bly is, Dominee Jan het nie 'n prokureur geword nie. Johan, ek dink hy sou vir julle opdraande gegee het. Ek wil so een jagstorie, daar's baie jagstories, maar ek wil so een jagstorie met Sareta met jou toestemming vertel. Ja.
op Eriese gronde by die jagkamp is die Lapa en dan is die rondaveltjies, die slaapplekke is redelik naby. Ek sou skat seker so 10 meter van die hoof Lapa se kant af. En ons het een aand daar gekuier, waar is Sowil hierso? Ek sien hom nie vanaand volgende hier nie, maar Sowil het 'n resep vir 'n peperlewer, peper en kaas sous lewer, wat jy vir jouself in 'n ander bloedgroep indruk, eet. So ons het die lewer is deur die nek, die braaivleis is deur die nek, ons het lekker gekuier. En op dieselfde stadium is almal so net besluit, okay, ons gaan nou kamer toe. En toe almal so in die kamer is, was dit so vir 2 minute was dit doodstil gewees. En die volgende oomblik toe trek Wolfie 'n skoot af hier in die lug en op. Eddie is van die bed af. Die van die wat in die weermag sal weet wat beteken dit om dekking te slaan. Eddie is van die bed af onder sy bed en hy slaan dekking onder die bed. Nou, een van die, nie geheime nie, maar een van die goeders wat Dominee Jan doen, hy stort in die oggend en hy stort in die aand. En sy voet was net so op pad stort, toe daai skoot klap. Toe val hy by die woonstel uit. Obviously gaan stort jy nie met klere nie, so jy weet waarmee het hy uit die woonstel uitgeval. Maar op dieselfde geniet jagtrip, die volgende dag, staan 5 mans by 'n groot boom en huil in 'n kringetjie. En is die eerste keer in my lewe wat ek kan iemand sien wat kan huil en kan bid op dieselfde tyd. Ek daag julle uit om dit te probeer. Dominee Jan kan dit doen. Hy kan huil en die trane loop. En 5 groot mans se trane loop. En ons kan daar mekaar vashou en mekaar opbeer. Een van Dominee Jan se gawes is sterwensbegeleiding. Hy het net die gawe om mense rustig te maak en seker te maak hulle is op die regte plek voordat hulle gaan. Daar was 'n paar begrafnisse in sy lewe wat hy sy broek het gebewe, of terwyl hy teen die trappies opstap, of op 'n plaas waar 'n begrafnis is. En dan doen hy dit met die grootste waardigheid wat ek nog by enige leraar teëgekom het. Dominee Petrus het so 'n bietjie daarna dalk verwys, maar wat hy nie weet nie, is dat Dominee Jan skrifgetrou bly en bly glo, ten spyte van die huislike omstandighede. Hy het ons ring gehelp, nie net ons gemeente nie, maar met 'n dokument wat saamgestel is, en ferm daarby gestaan dat hy teen dieselfde geslagverhoudings is, ten spyte van wat in sy eie huisgesin aangaan. En Brisha het ons vertel daarvan, ons weet daarvan. Ek sluit af, hoe meet 'n mens, en Koos het probeer verwys daarna, hoe meet 'n mens 'n leraar se gewildheid? En ek het baie daaroor gedink, en ek kon nie regtig op 'n antwoord kom nie, tot gisterand. Jy meet 'n leraar se gewildheid aan die feit dat hy na 18 jaar nog gevra word om troues, begrafnisse en dope in Frankfurt gemeente te doen, wat hy altyd bereid is om te doen. 18 jaar later is hy weg uit die gemeente uit, maar die gemeente onthou hom. Hulle wil deur hom begrawe word, hulle wil deur hom getrou word, hulle wil deur hom gedoop word. En ek is baie seker, Jan, jy sal dit moet maak na 90 toe, want jy gaan uit hierdie gemeente uit ook nog daai versoek kry. En dit is ons nuwe leraar vir ten minste die volgende 3 jaar. Dominee Petrus en Koos het nou oor die ou dominee gepraat. Ek praat oor die nuwe dominee wat begin het op die 1 Mei. Dis ons nuwe dominee wat ons het. Ons wil graag
vir Jan 'n sertifikaat ook gee. En op een persoon na het ek met al hierdie mense gepraat. En hulle name is op die sertifikaat en dit is huidige kollegas. Is Magdalene Sadi, Esther Nel, Barend Fourie, Eddie Mokoena, Joyce Mamasiari, Anna Letlalo en Justus Makwaya. En dan het Melinda Foster dit geteken as saakgelastigde. Vorige kollegas, Dominee Willem Boshoff, Dominee Corneille Randall is die een persoon wat ek nie mee kon praat nie, want ek weet nie, ek kan hom nie in die hande kry nie, hy is in Ierland. Dominee Andrei Botha, Dominee Marieke Barkhuisen wat voorheen by ons in die kerk is, Bernadette Stein, Dominee Jan, ekskuus, hier is 'n naam wat uitgeval het, en dis Dominee Corneille Burger, het ook sy toestemming gegee vir hierdie sertifikaat, ons sal dit regstel. Hiermee ons dank deur huidige en vorige kollegas vir 18 jaar se saamwerk in Stad op die Berg gemeente. Die teksvers wat vir 3 weke in my kop gespook het, 1 Korintiërs 9 vers 20 tot 23. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet, om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Baie dankie. Dankie Len, ons is nog nie daar nie. Amper, jammer. Ek gee nou vir Brescia kans. Geliefde gemeente, ek sou so graag al die baie spesiale oomblikke wat ek kon deel met my pa, met julle deel. Daar is eenvoudig nie genoeg tyd om hierdie leeftydse ervarings in woorde vas te vang nie. Maar vandag kan ons hierdie spesiale oomblik deel. 'n oomblik wat my hart laat oorloop van trots, van bewondering en onuitspreeklike dankbaarheid. Vandag is 'n dag van viering, 'n dag wat ons pa, 'n man van onwrikbare geloof en toewyding, sy emeritaat ontvang na 40 jare van onvermoeide diens aan gemeenskappe. As ek terugkyk na die jare wat ek kon deel wees van die afgelope 40 jaar, is daar 'n oorvloed van herinneringe wat in my gees opwelm. Ek en my broer was nie altyd die maklikste kinders nie, maar die liefde wat ons pa vir ons het, is onvoorwaardelik en ewigdurend.
Hy het ons nie net geleer nie, hy het ons ook geleef. Hoe buitengewoon is dit, dat 'n mens soveel begrafnisse, troues en doopplegtighede moet bywoon. Die dood in die oë moet kyk, ander op 'n emosionele vlak moet ondersteun, moet omgaan met ewigdurende probleme, hartseer, siekte van ander. Alles om God se werk te doen en steeds moet staande bly. My pa het my geleer hoe om 'n publieke spreker te wees. Hy het dit glad nie vir my maklik gemaak nie. Ek moes altyd eers self my toesprake skryf voordat hy dit sal hersien. Hy het nie 'n enkele redenaarskompetisie gemis nie. Honderde kilometers op en af gery. Hy het ook nooit nodig gehad om vir my te sê wat die subtiele vinger teen die oor, wat beteken praat harder, of voor die mond, praat sagter, of sy handbeweging op sy skoot, wat beteken praat stadiger, beteken nie. Want pa het 'n manier met sy lyfstaal om jou te laat verstaan. Woorde was nie altyd nodig nie. Dit het natuurlik ook gehelp om elke Sondag kerk toe gesleep te word, want die dominee moet eenvoudig opdaag en sy voorbeeld op die kansel te volg. My pa het my geleer oor morele en waardes en hoe om die lat hoog te lê vir dissipline en respek. Hoe om ander se emosies te hanteer, terwyl jy steeds na jou eie emosies moet omsien. Hoe om 'n mens te wees wat vriendelikheid, hoop en liefde deel, en hoe om jou stem te gebruik vir die groter goed van 'n saak, en om werklik en sonder versuim te verkondig dat ek 'n disipel van God is en ek is hier om God se werk te doen. Vir my is my pa Jesus in menslike gedaante wat die aarde wandel. Daar is net vir my geen ander manier om dit te beskryf nie. Sy deugde en waardes is volmaak. Sy hart is 'n fontein van goedheid en liefde, wat onophoudelik vloei. Al dink hy en voel hy dat die fontein opgedroog het. Hy is 'n baken van lig in 'n donker wêreld, 'n stem van troos in tye van beproewing, 'n hand van hulp in nood. En vandag, op hierdie besondere dag, wil ek net sê, dankie, Dad. Dankie vir jou onvoorwaardelike liefde, jou onwrikbare geloof en jou onbaatsigtige diens. Mag die pad wat voorlê gevul wees met vreugde, vrede en voorspoed. Mag jou nalatenskap voortleef in elke persoon wat jy aangeraak het. Mag ons almal 'n bladsy uit jou boek neem en 'n verskil maak in hierdie wêreld, net soos jy gedoen het. Ons vier jou in dankbaarheid en eer. Ons geliefde pa, oupa, mentor en vriend.
Dankie Brescia. Ek vra dat die hele gesin hier voorkom staan asseblief en dan Len, baie dankie. Dan sing ons vir hulle 'n seënbede. Oom moet kom. OK, goed. Hulle sê nee. OK. Goed. Nee. Baie dankie. Oom Len. Baie dankie julle. Ons kan nou die kant toe gaan en daar 'n bietjie saam gesellig verkeer.